Goeiemôre, woensdagoggend. Dankie dat jy 'n paar oomblikke saam met my kuier. Ek het hier aan my regter en linkerkant twee van die ruikers wat deel vorm van Mariaan se besigheid. Die ene is in 'n silwer pot en hierdie ene is 'n glaspot. Een van Mariaan se grootste take is om hierdie potte skoon te hou. En van ver af, daar waar jy nou kyk, lyk beide van hierdie twee silverskoon. Die kuns is om bietjie nader te kyk, want die oomblik as jy nader kyk, sien jy letterlik elke liewe vingerafdruk. Die interessante op die silwer, kan mens iets agterkom van die persoon wat die afdruk gelaat het. In die sin, sommige vingerafdrukke laat net 'n vingerafdruk. Ander vingerafdrukke is asof dit inets. En dit lyk vir ons asof die verklaring daarvoor is die suurinhoud van daardie persoon se vingerafdrukke is heel wat meer. Die ironie van die lewe is dat ek en jy ook so ongesiens vingerafdrukke nalaat. Waar ek en jy in 'n winkel beweeg, letterlik elke item wat ons aangevat het, daar by die toonbank, daardie kredietkaartmasjien, maak nie saak waar ek en jy beweeg nie. Ons laat vingerafdrukke na. Ek is baie lief om ander mense se stories te lees en ook storielyne. Want deur die lees van 'n ander se storie ontdek ek iets van myself of 'n storielyn en sit dit baie keer my gedagtes aan die gang. En die hele ding van vingerafdrukke het begin by die lees van so 'n storielyn. Dit gaan oor 'n persoon wat onskuldig in die tronk beland het. In die geval regtig. Hy was agter die stuur van iemand anders se voertuig, alleen. Hy word voorgekeer of hy was in 'n ongeluk en by nadere ondersoek vind hulle kokain onder die sitplek. Uiteraard sy verweer, dis nie myne nie, ek weet niks daarvan nie. Hy word vir baie jare toegesluit. Hy verloor in die proses alles. Sy loopbaan, sy verloofde, ja, sy vryheid. En toe kom hy uit. En toe gaan bly hy by die persoon wie se voertuig hy mee in die ongeluk was. Die persoon wat sê, maar ek weet ook niks van hierdie kokaine onder die sitplek nie, al was dit my voertuig. En die jare in die tronk, die vingerafdrukke van die hele ervaring, het hom 'n bose plan laat smee, om daardie persoon se loopbaan, se lewe, se huwelik te verwoes. En dit doen hy toe ook. En toe kry hy 'n brief. 'n Brief van 'n ander goeie vriend, waar daar voor op die brief net dit staan, gee dit vir hom, wanneer ek nie meer daar is nie. Hy skeer dit oop en wat lees hy? Die persoon bieg en sê, daardie kokaine, onder die sitplek, was myne. Ek het net nooit die guts gehad om in die waarheid vorendag te kom. En daarom, vergewe my, ek het jou vir soveel jare verniet in die tronk laat sit. Toe het hy reeds die persoon wat hy gedink het, die skuldige was, sy loopbaan, sy lewe, sy huwelik verwoes. Hy draai om en hy probeer 'n einde aan sy lewe maak. Vingerafdrukke het 'n onuitwisbare nalatenskap. Dit kan soms baie goed wees. Dit kan ook soms baie sleg wees. Daar's een vers in Jakobus 3 vers 17 wat ek met jou wil deel, en as jy die boodskap het, gaan lees dit daarin. Maar as 'n mens leef soos God dit in sy wysheid bedoel het, sal jou lewe heeltemal anders lyk. Dit sal 'n lewe wees waarop die sonde geen houvas kry nie. So iemand sal in vrede met ander mense saamleef. Hy trap nie op ander nie, maar hy neem hulle gevoelens in ag. So 'n persoon is ook nie dwarstrekkerig en moeilik om mee saam te leef nie, saam te werk nie. Hy vergewe ander maklik en doen graag dinge vir ander, sonder om iets terug te verwag. Wat hy doen sal altyd net goed wees vir ander. Hy sal nie op 'n onregverdige manier kant kies nie. Jy sal altyd weet waar jy met hom staan,
soos hy voor jou is, so is hy ook agter jou rug. Wat lees ons hier in Jakobus 3:17? As ek naby die Here leef, leef ek sy wysheid, wat sy Gees in my plaas. En die oomblik as ek dit begin doen, maak dit nie saak waar ek en jy vingerafdrukke nalaat nie. Daardie afdrukke sal goeie afdrukke wees. As jy tyd het, gaan lees weer hierdie gedeelte, Jakobus 3 vers 17, spesifiek dan in die boodskap. En dit bring my by die uitdaging vir die week, in die eerste plek vir myself, maar ek deel dit graag met jou. En jy kan soos die Gees jou lei, daarmee handel. Die eerste is dat ek en jy sal stilstaan by Jakobus 3:17. Ons weet, ons laat afdrukke, maak nie saak of ons wil nie. Ons doen dit. So kan ons omgaan met ander mense. Elke persoon wat ek mee kontak het, of dit nou is fisies, of dit is via sosiale media, of dit is via e-pos, maak nie saak hoe nie. Ek en jy is besig om van ons oë oopmaak tot ons oë toemaak, vingerafdrukke na te laat. Die vraag is, hoe lyk daardie vingerafdrukke? Dit lyk vir my, Jakobus 3:17 sê vir ons, ek en jy kan onder leiding van die Gees met vrymoedigheid vingerafdrukke nalaat. As ek en jy naby die Here leef en dat die Gees die wysheid van God in my en jou na vore laat kom. En dan die verhaal wat ek met julle gedeel het, die storielyn. Die hartseer is, ook in my en jou lewe is daar vingerafdrukke wat nie lekker was nie. En kom ons gaan vra dat die Here ook vir my en jou sal wys waar ons besig is om vingerafdrukke nou agter te laat op grond van vingerafdrukke lankal gelede in my lewe. Ek het 'n film gekyk verlede naweek en die pa was besig om die lewe van sy kinders te verwoes. Die rede, die vingerafdrukke van sy kinderjare. En hy handel slegs daaruit. En die gevolg is, hy laat identies dieselfde vernietigende vingerafdrukke daar. So kom ek en jy vra dat die Here ons sal wys, as daar sulke vingerafdrukke in ons lewens is, wat vandag se vingerafdrukke nie net bepaal nie, vernietigend laat wees. Dat ons deur sy Gees 'n streep trek en sê, dit stop nou. So ja, spandeer die week in die Here se teenwoordigheid, Jakobus 3:17 vanuit die boodskap, en vra dat die Here vir jou vingerafdrukke sal gee, wat ons met vrymoedigheid nalaat, vingerafdrukke, wat 'n weerspieëling sal wees, van die wysheid wat net van die Here kom. Hemelse Vader, U hande aan die kruis is deurboor. En Here, dit was letterlik die samekom van 'n lewe se vingerafdrukke wat liefde vir ander geleef het. En ons wil hê ons vingerafdrukke moet ook vingerafdrukke van liefde wees. Lei ons, Here, deur die Gees, dat ons dit kan doen. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Dankie vir jou saamkuier vanoggend. Volgende week, dalk ietsie oor hartafdrukke. 'n geseënde week. Totsiens.